Dit is Saterdag die 11de April 2026 aan die woord weer en voorreg om te gesels met Friedel van Maltens, visie-president van Vrystaat Landbou. Hartlik goeiemôre Friedel. Hallo Sakkie. Friedel, ons is nog steeds, dit voel vir my of ons nog steeds is waar ons was die laaste maande. Daar's duidelik nie vir my wat van buitekant af inkyk groot vordering nie. Kom ons begin by Back and Claw. Dit is die groot tamaletjie hier vir die boere van Suid-Afrika. En dan praat ons gou oor entstowwe. Ons het verlede week gepraat oor entstowwe wat besig is om uit te hardloop. Wat is die toedrag van sake? Wat het gebeur daar en die stand van sake? Sakkie, ja, die voorsiening van entstof is 'n reuse probleem. Al die provinsies het nou al 'n tekort aan entstof en ons almal weet ons moet die hele land se diere kan ent. En dan ten minste, ons het aan die begin gesê 6 maande later 'n opvolgdosis te ent, maar dit blyk op die oomblik dat met die entstowwe wat ons kry, ons dit verkieslik binne 3 maande wil doen, en daar is net nie genoeg entstof wat vinnig genoeg inkom nie. Daar het Sondag glo 1,5 miljoen dosisse entstof ingekom van Argentinië, maar teen Vrydagoggend was dit nog nie by enige van die provinsies nie. So dit wys net, jy weet, die staat kan nie eers die goed wat hulle ontvang binne 'n week versprei na die provinsies toe dat dit geënt kan word en in diere kom nie. En ons hardloop uit tyd uit, want ons is al binnekort daar waar ons die wat reeds geënt is al 'n opvolgdosis moet gee. En dan praat ons nie eers van die res van die diere wat nog nie voorkomend geënt is nie. Dit klink regtig, ek meen 'n hele week later, die regering is veronderstel om hierdie klas van dinge in plek te hê. Friedel, dan was daar ook 'n berig gewees van hierdie artikel 10 skema wat die regering nou in die hofsaak waarvan ons kennis geneem het ter sprake is, waar hulle nou in die Staatskoerant artikel 10 skema gepubliseer het met 'n baie kort tyd, 7 dae om repliek te lewer. Ek het dit bestudeer, maar maak regtig nie kop of stert uit van presies wat daar aangaan nie. Bring net vir ons op hoogte asseblief. Die artikel 10 skema van wat ons nou hoor by die mense is al ingedien blykbaar einde Januarie. En die minister het dit nou in die laaste minute by die hofsaak ingedien, as sy verweer dat die staat in elk geval beplan dat vee-eienaars hulle eie diere kan inent. Ons het nog steeds, ons bly by ons standpunt. Wat ons gevra het, is dat boere die entstof kan bekom by wettige invoerders, wettige entstof, en dit vir hulle diere kan toedien. So dit is nog steeds wat ons gevra het. Ons het nie gevra vir 'n skema of enige so iets nie. Die hof het ook gelas, die minister moet teen volgende Vrydag, die 17de, die finale plan publiseer in die Staatskoerant. So dit bekommer ons baie. Hierdie ding het nou gister uitgekom en almal kan nou daarop antwoord of insette lewer. Maar as ons na die 7 dae kyk, is dit volgende Vrydag, moet al die antwoorde inwees. En dan is daar duidelik nie tyd om dit by te werk om teen volgende Vrydag 'n nuwe ene in te dien nie. So eintlik is die minister klaar uit tyd uit om te voldoen aan wat die hof hom beveel het om te doen. Friedel, nou, dit klink vir my vreeslik snaaks, want wat is die implikasie hiervan? Kan dit gebeur? En ek wil nou oor spekuleer dat die hof dan nou volgende Vrydag die regter net eenvoudig dit gaan te laat wees, net eenvoudig 'n bevel maak ten gunste van die boere, ten gunste van Vrystaat Landbou. Is daar so 'n moontlikheid? Ja, daar is definitief so 'n moontlikheid. Ons standpunt was nog die heeltyd dat daar niks in die wet is wat boere verhoed om die entstof te kan koop of te kry en dit vir hulle diere te ent nie. So dit is die standpunt waarby ons staan. Hierdie skema is ook, ek weet nie, gaan baie verwarring skep. Daar's baie streng regulasies en goeders in hom. So
ek het geen idee hoe dit van toepassing gaan wees op kominale beeste of jy weet kleinskaalse boere en so nie. So dit lyk vir my nie regtig na 'n goeie werkbare plan om hierdie virus te stop in die land nie. Want die kort en die lank is ons moet 12 miljoen dosisse entstof inkry, soveel as moontlik beeste ent en 3 maande later daai selfde beeste weer ent. So ja, eintlik 24 miljoen dosisse moet inkom sodat ons alles kan ent, die virus kan stop en dan kan ons begin planne maak om weer ons status van 'n skoon land terug te kry. So ja, die skema is nog vir my 'n bietjie verwarrend. Ons sal nou 'n bietjie mooi daarna kyk volgende week. Maar ons bly by ons standpunt vir die hofsaak is al wat ons wil hê is boere moet dit kan kry en hulle moet hulle eie diere kan ent. Die staatse reëlings daar rondom moet hulle self bepaal. En dan bo op die back and claw en die trauma wat daarmee gepaard gaan, Friedel, die dieselprys. Ek het ook in hierdie afgelope week 'n inset deur Vrystaat Landbou gesien waar een van die boere 'n uiteensetting gee van die koste-implikasie met die styging en die potensiële styging volgende maand van die dieselprys. Is daar enige aanduiding dat die regering of die staat boere gaan subsidieer of behulpsaam wees met hierdie enorme prysstygings wat vir ons voorlê, Friedel? Nee, daar was nog geen aanduidings van die staat van enige hulp nie, behalwe nou die R3 wat hulle afgekom het op die nuwe voorgestelde heffings. Maar soos ons almal weet, dit sal weer iewers moet terugkom want die staat het nie genoeg geld wat hulle invorder nie. En blykbaar het ons nie genoeg reserves om ons olie aan te vul om onsself bietjie te help en te beskerm nie. En die voorgestelde stygings vir volgende maand as die olie nie deur daai Hormuzkanaal begin vloei nie, is astronomies en dit gaan 'n absolute ramp vir die hele ekonomie wees. Friedel, net om dit in eenvoudige taal te sê, op die boer se plaas, daar waar hy die diesel nodig het om sy produk dan van die land af te kry enerzijds of te versprei anderzijds, as die koste-implikasie te hoog raak, wat kan gebeur? Kan dit gebeur dat daar van die oeste op die lande bly byvoorbeeld? Ek vermoed die boere sal alles hulle vermoë doen om die oeste van die lande af te kry want dis waar hulle inkomste lê. Ons grootste bekommernis is en dan saam met die dieselprys wat gaan die kunsmispryse doen en hoe gaan dit die aanplantings vorentoe affekteer want duidelik sal dit onbekostigbaar wees om die lande te werk soos jy dit normaalweg werk en om dieselfde kunsmis neer te sit. Maar selfs die manne wat nou al in die stroop is, klomp van hulle kon voor die tyd diesel kry, maar ek weet my eie koöperasie sukkel ook. Hulle het nie genoeg diesel om mee af te lewer op die plase soos ons dit gewoonlik doen nie. So jy moet 500 liters op 'n slag of 300 liter gaan haal met 'n dieselwaandjie en dit dan uitbring en met dit probeer werk. So ja, dit plaas alles addisionele kostes en dit maak dit baie moeilik vir die boere om net 'n normale besigheid te bedryf. Friedel, ja, dit is die implikasie op die boere, maar dit wil vir my voel voedselsekuriteit in die toekoms is hierso regtig onder risiko. Ja, dit kan verseker so wees. Daar's, jy weet, almal gebruik diesel vir klomp verskillende goedes, om goedes te verhit en aan die gang te hou en te plant en te stroop. So dit gaan definitief 'n invloed hê. Ons weet nou nog nie hoe erg nie. So ons hoop maar die samesprekings is suksesvol wat Amerika mee besig is, want anderster sien ek maar ja, dat alles gaan baie duurder moet word in Suid-Afrika. En dan natuurlik het ek ook raak gelees en dit het by my ook 'n redelike bekommernis geskep. Daar's sprake van dat die regering 'n addisionele 100 000 hektaar landbougrond wil aankoop. Is julle bewus daarvan, Friedel?
Ons het nou ook maar dieselfde berigte gelees. Ons het nog geen verdere inligting daar rondom nie. Die enigste goeie deeltjie van dit is dat hulle dit ten minste wil koop. Maar ons sal dit ook maar verder moet ondersoek en hoor wat regtig die plan is en hoe hulle dit wil benader. Maar ons het geen verdere inligting daaroor nie. Ons sal dit ook volgende week bietjie ondersoek. Goed. En dan Friedel, ek dink die enigste goeie nuus wat ek en jy met vandag kan deel is die vleispryse het nie noemenswaardig gestyg nie. Die vleispryse is redelik onder beheer nog steeds. Is daar 'n rede daarvoor wat jy wil aanvoer? Hoekom die pryse nog redelik stabiel is? Sakie, ek dink daar's twee goeders. Die een is die positiewe deel is die boere produseer nog meer as genoeg vleis vir die binneland. Die voerkrale doen alles in hulle vermoë om hulle stelsels aan die gang te hou. En so die produksie gaan voort. Dit is moeiliker as wat dit normaalweg is, maar dit gaan voort. Maar die slegte deel daarvan is dit wil nog steeds voorkom asof mense minder vleis koop. En dit bekommer ons baie. Mense koop dan ander proteïen. En ons wil dit ook nie graag sien nie. So die aanvraag is nog nie regtig daar nie. So daar's eintlik meer produksie as wat die vraag voor is. En natuurlik sukkel ons om uit te voer. Nie net as gevolg van back and claw nie, maar ook ander maatreëls en so en ook waar die staat 'n bietjie stadig optree in sekere gevalle. So ons kry nie soveel uitgevoer nie, maar vir die verbruiker huidigelik is dit goeie nuus. Langtermyn is dit nou nie goeie nuus vir die boere nie, maar ja, so wil maar net vir die mense sê die vleis is nog bekostigbaar. As jy gaan kyk hoeveel kos 'n steak per kilogram teen 'n pakkie chips wat jy koop per kilogram, sal jy dalk geskok wees. So gaan koop eerder vir jou 'n steak en 'n boerewors en braai. Nou ja, daar's die goeie deel van vandag se gesprek. Braaivleis, biltong, boerewors hier in Suid-Afrika. Julle ouens kan uitgaan en gaan koop. Friedel, baie dankie, baie sterkte vir die boere en dan gesels ons weer vorentoe. Dankie, Sakie.